Ek groet jou in die naam van Koning Jesus en ek het so vinnige woord as iets wat die Here die laaste ruk met my mee praat en hy gee vir ou net soveel duidelikheid en ek deel dit graag. Hierdie woord is getitel die lewendige liggaam. En dit laat my so dink aan 'n rugby spannetjie. Ons het verskillende posisies. Ons het die stitte en ons het die slotte en die flanke en die skramskakel en dan die agterlyn, die loskakel en die senters en die vleuels en elke ou op die veld het 'n spesifieke posisie en het 'n spesifieke rol op die veld en het 'n spesifieke taak om te vervul. Byvoorbeeld, die stit is die ou wat gaan skram daarvoor en die senter gaan nie gaan skram daarvoor waar die stit skram nie. Hy is ook nie gebou om dit te kan doen nie. Die stit weeg 120 kg en hy kan gaan staan daar en skram teen daai groot ouens. En die senter gaan noodwendig nie hy gaan dalk daar kan speel, maar hy gaan dalk nie so goeie werk daar doen nie, want hy is nie getrein om dit te doen, soos wat die stit is, wat dalk 300 kg deadlift of wat ook al. Net so ook gaan die stit nie pale toeskop soos die loskakel nie. Hy is nie so gebou om dit te doen nie. Hy kan dalk dit probeer doen, maar hy gaan dalk nie so goed doen soos 'n ou Henry Pollard of een van daai ouens nie. En ek dink die les uit dit is net so in die liggaam van Christus. Elkeen het ons eie plek en rol in die liggaam. Nou, ek gaan graag lees hier uit 1 Korintiërs hoofstuk 14 vanaf vers 26. Lees asseblief sommer die hele 1 Korintiërs. Daar is soveel wysheid in dit en spesifiek hoofstuk 12 wat praat oor die gawes van die Gees, maar ek wil praat oor hierdie lewendige liggaam van Christus. Hierdie kerk waar elke ou sy rol speel. Net soos op die veld waar elke posisie sy rol vervul en waar hierdie span saam speel en hulle het dieselfde doel, hulle wil hierdie game wen. So speel ons vir ons koning in sy spel, in sy liggaam waar hy ons geplaas het, speel ons en ons weet, ons gaan hierdie game wen, die game is reeds vir ons gewen, want hy het vir ons gesterf aan die kruis, hy het klaar die sonde en die dood het hy reeds oorwin. So ons moet net nou die game saam speel en ons doen dit nie vir onsself nie, ons doen dit vir ons spanmaats om hulle te help, om hulle te ondersteun, om die res van die liggaam van Christus op te bou. Maar hoor net gou, ek wil fokus spesifiek op hoe lyk hierdie kerk? En dan wil ek jou vra, het jy al dit ervaar wat Paulus hieroor skryf? Hierdie lewendige liggaam wat mekaar opbou en waar elke ou 'n posisie speel. Ek meen, jy sien nie op die rugbyveld dat daar net een ou is wat speel nie. Of kom ons sê nou maar net 'n loskakel alleen teen 15 ander ouens. Dit gaan nie werk nie. Maar op die oomblik, ek dink tradisie het ons al so verblind dat ons is so in hierdie gewoonte van ons gaan Sondag en dan gaan hou ons die kerkbank 'n bietjie warm en ons luister wat die pastoor vir ons sê, maar wat van die res van die posisies? Waar is die stit en waar is die flanke en waar is die vleuels? Wat nie geleentheid kry om ook die spel te speel en hulle doel te vervul in die liggaam nie, want nou is daar net die pastoor en dalk 'n worshipband en dan gaan ons huis toe, maar die res van ons vervul nie ons posisies, ons speel nie ons rol nie. Maar nietemin, kom ons kyk gou na hierso na 1 Korintiërs 14 vanaf vers 26. Ou Paulus sê, hy vra vir hulle die vraag, hy sê dan, what then is the right course, believers? When you meet together. Nou sê hy, as ons saamkom, hoe behoort dit te lyk? Elke ou het 'n rol in dit. Hy sê, each one has a psalm. Each one has a psalm, a teaching, a revelation, a tongue, or an interpretation. Let everything be constructive and edifying and done for the good of the church.
En nou gaan hy bietjie dieper in tale in, en as daar ouers wat in tale praat, dan praat hy daaroor. En dan, ek wil net so 'n bietjie afgaan na vers 29 toe. Nou, kyk, hoor gou hoe lewendig is hierdie kerk wat saamkom en elke ou speel 'n rol. Die een ou sing 'n liedjie en die ander ou hy teach, hy kom met 'n woord en hy teach en 'n openbaring. Iemand het dalk in die week 'n openbaring van die Here gehad en hierdie persoon share dit met die res van die gemeente sodat ons almal opgebou kan word. As wat net die een ou nou share en dan kry ons net 'n deel van die volle woord wat die Here aan ons wil openbaar. En nou hoor gou hoe mooi is hierdie. Hy sê, let 2 or 3 prophets speak. 2 of 3 profete in die gemeente. Jol, dit is baie, ek weet nie. Ek het nou maar groot geword, seker in 'n gemeente waar, ek het nie eens geweet daar is gawes van die Gees nie. Ek het nie geweet eers dat daar vandag nog die gawe van profesie is nie. Dit is nie vir my geleer nie. Ek het dit nie geken nie. Ek het nie geweet dat so kerk bestaan nie, of dat dit so kan lyk nie, en dat elke ou in die gemeente het 'n rol om te speel in die. So hierso praat, hy sê laat 2 of 3 profete praat. En dan sê hy die volgende, hy sê, while the rest pay attention and weigh carefully what is said. But if an inspired revelation is made to another who is seated, then the first one must be silent. So terwyl iemand praat in die gemeente en 'n woord gee vir die res van die ouens, en iemand sit daar en hy kry nou 'n openbaring wat die Heilige Gees vir hom iets wys deur sy gawe wat hy het, dan moet die ander nou stil bly en vir hierdie ou nou kans gee om te deel. En so kry elke ou in die liggaam kry dan 'n deel om sy gawe te gebruik. Die een ou het dalk a word of wisdom of a word of knowledge gekry van die Heilige Gees om by te sê, en nou kry jy in plaas van een deeltjie van die woord, kry jy 'n voller prentjie soos wat die hele liggaam, elke ou in sy posisie saam speel, en dis hierdie rugby span waar elke ou in sy posisie is en hy vervul sy taak op die veld. Hey papa, dan gaan ons punte aanteken op die veld. Dit is dieselfde so in die liggaam van Christus, as elke ou binne in sy posisie is, maar ek kom agter, en dit het my ook baie jare gevat om uit te vind, okay, nou waar pas ek nou hier in die liggaam aan, wat is my posisie? En jy gaan moet bid daaroor en na die Here toe gaan, en hy sal, as jy klop aan die deur, sal hy vir jou oopmaak, hy sal vir jou presies wys, wat is jou posisie in die liggaam? Ek is 'n onderwyser, al voordat ek gered is, het die Here my al in hierdie lyn ingestuur, en as 'n onderwyser, hy het my opgelei om te onderrig, en dit is wat ek sal doen. En ek gaan nie ander goed probeer doen, fancy goed doen, of wat, as tot hy vir my sê om iets anders te doen, maar dit is die gawe wat hy vir my gegee het, en ek kan dit gebruik om mense te bemoedig. Al is daar een persoon wat na hierdie video luister en ietsie daaruit kry, prys die Here. Dis hoekom ek dit doen. Dit gaan net oor om die liggaam van Christus op te bou deur die gawe wat hy aan jou gegee het. Alright, nou sê hy, you can all prophesy one by one. Imagine gou hierdie gemeente waar elke ou doen sy deel. So that everyone may be instructed and everyone may be encouraged. Man, is die nie 'n voorbeeld van 'n rugby span waar elke ou sy rol vervul nie? En almal is on fire en bemoedig, gevul met die Heilige Gees. Gaan lees asseblief self sommer hierdie stuk weer. Werk sommer die hele hoofstuk deur, maar hier is net weer iets wat die Here vir my uitwys. En mag hierdie woord iemand bless en jou dalk net herinner, jy het 'n doel in sy liggaam. Daar's 'n spesifieke plek vir jou. Daar is verskillende gawes. Daar is 'n doping in die Heilige Gees waar die gawes van die Gees ontvang. Dit is waar, dis nie iets wat 2000 jaar terug gebeur het en nou het dit gestop ewe skielik nie. Nee, die Here genees vandag nog mense. Hy genees. Hy het dan gesê, gaan maak disippels van alle nasies. Hy sê, gaan dryf die duiwels uit. Hy sê, go heal the sick, raise the dead. Dit is gawes wat hy aan ons gee en ons doen dit uit liefde vir hom,
En omdat ons hom lief het ons ons naastes lief, soos onsself. As jou naaste lief het jy hom lief. If you love me, keep my commandments. Man, ek seën jou sommer in die naam van Jesus. Mag jy twee dinge uitvind, mag jy uitvind, waar is jou plek in die liggaam? Wat is jou posisie? Is jy dit? Is jy 'n hacker? Wat is jy? Is jy 'n profeet? Is jy 'n teacher? Het jy die gawe om te encourage? Is jy 'n intercessor wat vir mense bid? Bid vir hulle, man. En as jy die gawe het om te praat, soos wat die woord sê, may you speak the very oracles of God. Ek wil net, dis al wat ek wil doen, ek wil jou net bemoedig om te soek, waar pas jy in, en om dan, daai gawe wat jy het, moet hom nie wegsteek aan die grond nie, man. Gebruik hom, multiply, gaan maak disippels van alle nasies. In Jesus naam.